Okay, ek het ook. Okay, okay, mami. Hallo en welkom. Ah, Hallo my kind, dankie. ja, ja nee, dis lekker om vir mami hier te hê. Ek is bly mami is die eerste een op die live en ek hoop ons gaan nog weer so saam kuier. So natuurlik, ek het gesê ons begin met 3 vrae of ons gaan drie Ja, vrae discuss. So die eerste vraag wat ek het is en die vrae is nie net soos persoonlike vrae nie, dit is actually vrae wat ander mense uit kan baat vind. So ja. ek gooi nou die Afrikaans. Ek probeer. Um ja, so die Jy eerste doen vraag is goed. dankie, dankie. Die eerste vraag is wat eet julle vanaand? Wat Ons eet ja, pasta, want Tristan is op pad huis toe, soos jy weet, en hy ja, hou van pasta. ja. So ons eet pasta met tuna en bacon. Moet ek vir jou verduidelik hoe ek dit maak? Ja, asseblief. Ek hou van pastas, so maklik. Okay. Jy weet mos nou eintlik hoe ek hom maak, maar ek gaan my nou vir die wat nie weet nie sê. Ja, Jy kook die pasta mos nou natuurlik een kant op en dan in 'n ander pot braai jy eie en green pepper en bacon en wanneer jy dit klaar gebraai het, so nou lekker gebraai is, dan gooi jy 'n blikkie tuna daarin. ja, Jy kan bietjie van die olie afgooi of as jy verkies om alles te hou, alles ingooi, dit maak net die smaak lekkerder. ja, Dit moet die olie. Okay, vir die mense wat baie gesondheidsbewus is, kan hulle seker die een met water gebruik, maar die een met olie smaak lekkerder. Ek voel ook so. En dan maak jy een kant vir jou lekker kaassous. As jy wil, as jy haastig is en jy het 'n pakkie kaassous, kan jy dit ook ingooi. Maar die tuisgemaakte kaassous gaan lekkerder smaak. So dan ja, gooi jy alles te mekaar, jou pasta met die bacon en tuna mengsel en dan gooi jy jou kaassous oor. Jy gooi hom nou natuurlik nou in 'n gesmeerde bak wat in die oond in kan gaan. Jy gooi ja, jou kaassous oor en jy gooi nog 'n gerasperde kaas oor. En dan gaan hy in die oond vir 'n halfuur en dan sy reg om geëet te word. En dan ja. kan jy nog baie daarbey maak as jy wil. Lekker. Ja. So ek wil nou twee goeie sê. Okay, dis die eerste een. Ek sal nie name noem nie, maar ons ken mos 'n oom wat as hy die tuna, as dit die watertuna was, dan het hy met sy Goeie olie olie by. bygegooi. Ja. Ek verstaan heeltemal. Ek het nog nie Ja, gedoen nie, maar tuna in water is ek dit weet nie smaak wat dit sleg. is nie. Dit smaak actually sleg, ja. Ek sal nou nie olie bygooi nie want ek kan ook nou nie dink dat dit lekker kan smaak nie. Daarom koop ek maar liewer nie die een met water nie. Ja, ja. Nee, ek het al per ongeluk en dan was ek diep teleurgesteld, soos Rafa, Ja, want wat nee, moet jy dit nou maak? smaak nie goed nie. En soos wat ek gesê het, soos ouma en nou mami, dat keer wat ouma hulle wat by Ja. my was, toe is ek nog soos seker amper in die eerste jaar wat ek getroud was, miskien tweede jaar, ek weet nie. Toe ek die tene so oopmaak, toe loop ek na die sink toe om ons nou die olie af te gooi. Toe vra ouma vir my, "Ai, jene, Wat gaan maak jy jy dan nou? gooi jy dan nou die olie af?" Toe weet ek nee, wag. Ouma doen dit hier so anderster. Toe toe gooi ek hom maar net so klein bietjie af, maar ek het hom al gemaak met al die olie in en die Ja, flavor is dis baie amazing. lekker. Rarig, Nee, baie ons weet lekker. mos nou alles smaak beter met botter veral. So as jy Ja. seker 'n stuk botter werk en dan nou ek wonder of ouma nie dit gedoen het nie. Nog 'n stuk botter bygegooi het. Maar olie is ook nie all bad nie. 'n Mens het vet ook nodig in jou liggaam. Ja. Kyk ons maak kos in ons huis, verstaan? Ons is nie Ja. die professionals of dietitians of whatever. Ons doen wat vir ons lekker Ja, is en wat ons vir ons sal okay is. oefen om ons later raak van die vet. Ja. Um dan mis nou die ander ding is, soos ek weet dit mamma hulle nou vanaand eet. Die ander vraag wat ek vir mamma wou gehad het is dat kyk vir almal wat nou vir ons familie mis nou goed ken, weet dat ek moet soos elke 2 ure eet. Vir die mense wat ons nou nie goed ken nie, for medical reasons wat nou lank en boring is om te verduidelik, moet ek elke 2 ure eet. So wat het mammy vir ons wat is mammy se go-to meals toe ons klein was? Ja, wat is maklik? Okay. Ja, Dit was vir my maklik om in die aand met aandete wanneer ek aandete gemaak het,
genoeg te maak sodat daar die volgende dag nog leftovers kan wees sodat Ja, jy van dit kan eet. En dan ja, het ek maar nou heel dag mos nou gevoer en gevoer en gevoer ja. want dit was nie maklik nie, maar ons het dit gedoen. Ja, kyk nee, ek was nie ek was 'n baie picky eater. Want as ek nou kyk aan dis die goed smaak actually lekker, maar ek wou niks weet toe ek klein was nie. Um Ja, en die ding is as 'n kind se suikerlaag is, dit kan jy nou nie vir hom sit en wag dat hy die brood moet eet ja, wat hy nie wil eet nie, dan gee ja, jy maar dit wat hy wil eet sodat sy suiker net nie laag raak nie. ja. Ja, jy gee maar wat hy moet eet. Uh die storie van onthou maar met die frozen chips. Maar met mos 'n Ja, vriendin wat met so gaaf was om vir my ja, te gee dat Ayena. my kan frozen chips kry en ek is mos lief vir slap chips vandag nog. En Ja, en dit is baie maklik om dit te maak. is baie maklik, is baie lekker, ja. Want ek hoef nie nog te Um, skil en te sny nie. nee, jy hoef nie. Jesus, jy steek hom in die oond of hoe kan jy hom nou wil gaar maak as mos Ja. nou, okay? Maar dit sy moes vir mammie gesê waar mammie soos lekker klomp frozen chips kan kry en mammie het mos nou dit gemaak want dis wat ek wou eet en ek het op daai stadium was chips en Vienna is my favorite geweest. En en toe mammie, ek vertel vir Louis toe mammie was op 'n stadium weer die diepvries oopmaak en die hy sak chips uithaal. Ek sê Dis ek sê nee. Ek het nog steeds so van gister af. hy sê Maar ek het geweet ek kan niks sê nie want as ek vir mammie as ek klaar op slap chips, dan moet ek iets soos breinbrood of Provitas eet en ek het dit mos nou nie gedoen nie. So die toe weer my sooi brand. ek het maar geëet. Oei Ja, tog. ja, ja, so kan gaan maar. So kan, ekskuus Louis wil net gou gaan. So ja nee dit was nie maklik toe ons mos nou klein was nie, maar soos ons nou ook al gesê het, like mens doen wat jy sorry. 'n Mens doen wat jy moet doen. Ja, Veral wanneer jou kinders klein is. So die volgende vraag wat ek mis nou het, wat ek voel, dit is nie net vir my lekker om te hoor nie, maar soos ook vir 'n ma wat dalk nou uitvind dat haar kind het 'n uitdaging, of dit dalk nou met die gesondheid is of wat ook al dit is. Wat sê raad sal mammie vir so 'n ma gee? Want soos ek sê, kyk, ek kan raad gee, maar ek gee raad uit die kind se perspektief uit. Mammie is die ma. En wanneer 'n mens mens nou kinders het, dan wil jy jou kind moet okay wees. Jy doen alles wat jy kan om seker te maak jou kind is okay. En dit is scary as so iets gebeur, want wat nou? Hoe deel jy met dit? So wat sal mammie vir so 'n ma sê as 'n bemoediging? okay. My eerste ding wat ek gaan sê is sorg dat jy 'n verhouding het met die Here, want Ja, as jy nie die Here in jou lewe het nie, dan gaan jy sukkel. Jy sukkel in elk geval, maar as jy weet jy die Here, dan maak dit vir jou makliker. So hou vas aan die Here, want dis net hy wat 'n mens deur sulke goed kan help. Enige ma, of jy nou 'n siek kind het of nie 'n siek kind nie, jy het die Here nodig om jou te help om jou kind groot te maak. ja, ja. Dis reg waar. Ek dink nou sommer 'n mens dink altyd so aan uh ja, jy dink altyd net so in die oomblik van ja, Ja, dit is soms overwhelming en want dit is al wat jy sien, maar die mooi van die saak is wanneer ons deur so iets gaan en veral as jy daardeur gekom het, wat jy voel, ja, ek kan amper sê die ergste is verby, dan mm, kan ons ander mense bemoedig met dit waar ja, ons gegaan het. En dit is ja, regtig so kosbaar as jy vir iemand kan sê, you know what, ek verstaan. Dis waardeur dis ek waar. gegaan het en die Here is groter as daardie probleem. So dis reg amazing. Dit lyk asof mammie wil iets sê. Ja. Ja, nie regtig nie. Ja. Maar net saamstem met wat jy sê. Yes. En die ander ding wat ek wou gesê het is 'n mens wil 'n mens wil altyd jou kinders wil jy mos nou jy wil dit reg doen. Jy wil dit goed doen. Jy wil die beste doen wat jy kan doen. En 'n mens soos ek nou sê, so soms voel dit jy gee vir jy gee alles. Jy gee alles wat jy het, die laaste bietjie. En dan soms voel dit nog steeds nie genoeg nie. En dan voel 'n Ja, mens, jy voel so skuldig en jy dink, kon jy dit beter gedoen het nie? Moes jy nie dalk kon jy nie? Maar soos wat die Here vir ons se kinders genoeg is,
Soos wat ons hom kan vertrou met ons kinders, kan ons hom vertrou met ons ook, want hy verstaan Ja, en hy dis help en hoekom hy dit is vir belangrik ons. is. Dis hoekom dit belangrik is vir die kind ook te leer dat hy sy toevlug na die Here toe moet vat, Ja, dat hy nie alles van sy ouer verwag nie. Hy ja, moet weet die ouer kan nie alles gee nie, dis net die Here wat alles kan gee. ja. En en ek dink as die kind ook, soos 'n little bit of perspective, vir my was dit of is dit actually die vertroosting wat ek het is wanneer jy siek word, wanneer jy goeie gebeur, is dat ek weet dat die Here hy verander nie, hy gaan my nie los nie. Ja, dis Hy waar. bly dieselfde. So ek dink dis Ja, lekker. Dis lekker om dis te kan waar. weet. Jy weet wanneer jy gaan, wanneer dit Ja, lekker gaan, wanneer dit moeilik gaan, you know. dis En 'n waar. mens kan Al mekaar verander bemoedig. alles, al Ja. verander alles rondom jou, die Here bly dieselfde. Ja, soos ek meen ons word ouer. En ek Ja, ja, ek is nie nou meer die kind wat net slapchips en Vienna's eet nie. Ek is nou ja, ouer. Ek eet nou vandag my groente. genadiglik. Ja. Ja, gelukkig ja. So, maar nou ja, ek is nou bly ons kon dit doen. Ek wil net sê as 'n Kom ek side vertel note. gou iets. Yes, yes asseblief. Ek glo nie jy sal omgee nie. Jy het mos Nee, baie nee. Ek gehou van pakkies chips ook, ja, behalwe die chips het jy gehou van pakkies chips ook. ja. Eintlik nou, ek dink aan twee goed wat ek wil vertel. Maar in Ja, elk geval, toe was jy op 'n stadium in die hospitaal en jy moes nul per mond gewees het en jy mag nie eet nie en toe skree jy die hele tyd vir chips. Jy wil fruit chutney chips hê, niks anders nie. Op yes. daai stadium was dit die favorite. Ja. So die hospitaalse mense het seker nie verstaan hoekom die kind chips wil hê wanneer hy so honger is nie, maar dis wat jy wou hê. Tot vandag toe, as ek my suiker laag is, die eerste ding wat ek soek en wat ek lus, is 'n pakkie lys. Dit is soos Dis my my skuld. eerste. Dis lekker. Kyk, ek doen dit nie. Ek doen dit nie nou nie, want ek Ja. weet ons doen iets anders, maar dit het gewerk. Dit was lekker. Dit wat ek dit sê. Maar mamma het gesê my wil twee goed vertel. Wat was die ander een? Nou moet ek aan dink, want daar was nou nog 'n snaakse dingetjie wat ek wou vertel. O, ek onthou nou. Jy was so oor slapchips Ja, wat in olie gebak was. En toe gaan ons hospitaal toe en toe moet ons vir die middag gaan kos koop. En die kos is toe nou daar naby die hospitaal of ons gaan koop by 'n eetplek naby die hospitaal. En die slapchips is toe nou soos in 'n oond gemaak. Dis nie in olie gebak nie. So dis ja, maak toe vir jou 'n bietjie droog. Toe ja. vra jy kan ek nie gou huis toe ry. Ons was baie ver van die huis af. Maar jy vra toe of ons nie gou kan huis toe ry en die chips eers 'n bietjie gaan warm maak in olie nie. Die dieetkundige was baie geskok toe sy dit hoor. Die dieetkundige by. Ag, Nee, sy was nie by nie. Ek het vir haar vertel toe ons by die hospitaal o, kom en ons moes die namiddag die dieetkundige sien. ja, Toe vertel ek nou ja. vir haar. Ek moes dit seker nie vertel het nie, maar ek vertel toe vir haar wat jy gesê het. Toe sy baie geskok. Maar Ek dis mos nou weer eens omdat jy geweet het dit kan gedoen word. Nee, ek weet, ek kan onthou hoe sleg dit vir my gesmaak het as ek hierdie chips geproe het wat soos droog en dit moet nog hard ook wees nie, nee. Dit is net nog Ja, erger. Ek wil nou nog een laaste storie vertel. Toe ek so siek was, so omtrent 2 jaar gelede, wat ek met die kerke geloop het, my ja. liewe land, nê. Kyk, dit wys net hoe die Here gebede beantwoord. Ek was op 'n stadium bang, dis my lot. Ek weet Same. Elder het, my ma se suster het vir my gesê, nee, wat hy sê, jy word sleg oud. So, Same. toe moet ek hospitaal toe gaan en ons moes nou uit Springbok uit Kaap toe gaan. Nie soos met die ambulans nie, net ek moet mos nou die hospitaal visit of die dokter gaan sien in die Kaap en ek vat toe mos nou 'n lift by iemand. Dinge het nou so vinnig gebeur en ek is mos nou met die kerke, maar ek is so selfbewus want ek weet nie mis wil die mense kyk jou altyd so soos ai wat maak jy dan nou met hierdie kerke. En toe sê ek vir jou, maar kyk hierso, want ek weet nou nie wie dit is. Ons ken nie die mense met wie ek gaan ry nie. En ons weet mos nou net dit is mos nog gereël. En ons weet ook nie met watter kar die mens mos nog gaan kom nie. Toe sê ek vir jou, want dit is nog hier in die middel van die nag, want ons sal se iets soos 12 uur gery het. Toe sê ek vir jou, my man, kyk hier net. As hierdie mens hier aankom met 'n City Golf, gaan ek nie my kurke vat nie, want 'n City Golf is nie baie groot nie en ek is klaar selfbewus oor die kurke Dat waarom dalk nie nie in die spasie kar kry sit. kerke nie. Maar nou kyk, die ding is die Here het hierdie trip mos nou. Ons weet nie Ja, dat die Here dinge voorsien. gedoen het
en Ja, uitgesorteer het en net gevoorsien het in daai tyd. So wat ek wil sê is ons lag en ons maak grappe, maar ek glo die Here, hy lag ook en hy kan ook grappe maak, ja. net soos ons. Ja, ek kry En ook snacks vir ons. wanneer ek staan toe met die kurke in die hand en jy ook maak hy deur oop en jy kyk om en hy sê vir my, Tracy, dis 'n City Golf. Dis dit regtig so. Ek kom by daaraan met 'n City Golf, ja. Dis jy ook soos jy vat daai kurke, want hoe gaan jy in die Kaap rondloop met hulle? Hy Jy vat shame. hulle. Dis ek soos toe het ek maar met kurke en al in die City Golf ingewedge. So, kyk, dit was nou is vir my lekker om die storie te vertel want dit is snaaks en ek kan net sien die Here was net so is jy weet nie wat ek met wat ek hier aankom nie. Jy Ja, weet jy nie wat kan ek met 'n hier City bring Golf nie. ook in die Kaap kom met kurke en al. Ja, met 'n City Golf en al, but I mean, dit was nie 'n big deal nie. Dit was maar net 'n personal preference gewees. Ja. Ja, So nou ja, dankie. Mami, laat my toe om te sê dankie dat mami kon saamkuier, dat mami vir ons kon verduidelik lekker. hoe om een van die beste pasta disse te maak en die raad wat mami het, dit wat mami kon deel om te kan vulnerable wees en te kan sê you know what, mense het nie alles nie, maar ons weet die Here is vir ons alles. En dankie vir al die slap chips en die Viennas, vir al die brood en al die pakkies chips en alles wat mami gedoen het, wat mami moes gedoen het, sodat ons kon daardeur kom. Ek weet ons eer Dis die net die Here Here vir se wat hy doen. genade. Ons Yes, eer die Here ons eer daarvoor, die ja. Here, maar ek is dankbaar. Ek is dankbaar dat mami gedoen het alles wat mami kon. So, ek hoop hulle kuier ons gou weer Dis saam. liefde gedoen. Ja, ja nee, ek Sal weet. dit weer doen as dit nodig is. Ja, ja, nie weer nie. Dis nou klaar. Ja, ja. Maar Ai, mami, Lena. baie dankie. Baie dankie. Ons gesels weer. Ons Dit kuier was weer goed. saam. Ja, Volgende week doen ons dit weer. Ons het net 'n ander gas. But hopefully I will see you again here soon. volgende week se gas sal seker vir hulle meer vertel van hoe om met hulle kinders te werk met die Here Ja, en so. ja, ja. Nee, ek meen, hier ons praat oor kos, maar ek meen, mense het nie net een tipe kos nodig nie. So, Amen. ja, dankie, vreeslik baie dankie. Ek gaan nou baie sê want anders gaan ek nooit ophou praat nie. So ja, ons Reg. gesels weer saam. Dankie mami. Love you. Love you too. Bye bye. Bye.